wil ek die volgende paar minute met jou in deel 2 induik van die tema van die Heilige Gees waar ons begin praat het in die laaste tydjie. Ons het inteendeel al van dat pastoor Andre en Adrie van Douglas by ons kom kuier het begin eintlik praat oor, so meer begin praat oor die Heilige Gees, God se hartklop vir ons gemeente, om te verdiep in ons verhouding met die Heilige Gees, in die vrymoedigheid wat ons het om te wandel en om die Gees van God te ervaar as gemeente in ons lewens, maar ook in ons dienste. En in hierdie proses is daar soveel dinge wat die Here vir ons al uitgewys het van wat ons baie keer net uit die weg uit moet ry om die Gees van God te ervaar in 'n kerk, in 'n gemeente waar ons werklik die wonderwerke wat ons wil sien gebeur in mense se lewens, genesing van liggame, breking van bande en restaurasie van huwelike en hierdie wonderwerke wat God in staat is om dit te ervaar, gaan dit baie keer nie daaroor om nuwe dinge te doen nie. Dit gaan baie keer net daaroor om die dinge wat God se Gees blokkeer net uit die weg te ry, sodat die Gees van God kan vloei, die Gees van God kan beweeg, soos hy wil beweeg in ons. En ek weet nie van jou nie, maar ek het 'n absolute, werklike, opregte verwagting, dat elke keer wanneer ons so saamkom, soos vanoggend, soos wat ons nou hier sit, dat ons getuienis op getuienis op getuienis gaan begin hoor, van hoe mense vrygemaak is, van hoe mense tot bekering gekom het, van hoe liggame gesond geword het, terwyl ons aanbid, onder die hoor van die woord. Amen, glo jy dit saam met my? Dis wat die Heilige Gees toe in staat is. Die Heilige Gees het nog nooit verander nie. Sy werk het ook nie gestop in die Nuwe Testament nie. Die Gees van God werk en vloei en wil vandag nog beweeg, soos hy daardie tyd beweeg het in mense se lewens. En daar is baie kerke oor die wêreld wat ons so ervaar, omdat hulle harte oop is vir dit. En dis ons begeerte om as gemeente so bepaald hê, dat die Gees van God kan kom. Maar ons het ook 'n werklike vyand wat die werk van God se Gees in ons lewens wil weerstaan. En ek wil dit vir uitwys vanoggend in die skrif in Efesiërs 6 vers 11 en vers 12. Ek gaan dit vir julle lees en ons sit vir op skerm ook vanoggend. Paulus sê: trek die volle wapenrusting van God aan. En jy kan gaan lees in Efesiërs 6 wat daardie dele van die uitrusting van die wapen is. Maar ons gaan nie vanoggend oor die uitrusting praat nie. Ons gaan oor iets spesifiek praat, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie. Jou stryd is nie teen mense nie. Maar die woord sê dit is teen die owerhede, magte, die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Dit is die stryd wat ons stry. Ons het 'n geloofstryd teen bose magte wat die werk van God se Gees wil blus en wil demper in die kerk vandag. En daar's verskillende maniere hoe hy dit probeer doen, en ons gaan vanoggend oor van daardie dinge begin gesels, en ek dink in die volgende paar weke is die Here wil, ek weet ek en pastoor Willie gaan binnekort gaan ons weer 'n gesamentlike boodskap met u deel. Ons sien so uit daarna, ons het begin gesels hieroor. Hopelik is die Here wil in November gaan ek en hy saam gaan ons iets doen hiervoor en met julle weer 'n boodskap deel, amper soos daai Indiese kamersessie wat ons gehad het laas. Hierdie keer rondom die kachelvuur. Ons gaan 'n bietjie gesels en praat by die gemeente. Maar tussenin wil ons baie spesifiek praat oor die dinge wat die vyand probeer doen om die Gees te blus in 'n kerk vandag. En dit is so my hoop, hierdie boodskap is so belangrik. Ek kan nie wag dat ons eintlik hierdie boodskap uitstuur in die week nie, want dit wat ek gaan deel met ons as gemeente vanoggend is so belangrik vir die kerk vandag, vir baie kerke, en ek hoop dat dit wat ek gaan begin deel met ons as gemeente van waarde vir ander gemeentes ook gaan wees, en vir ander geestelike leiers ook gaan wees. Dis so belangrik hierdie boodskap is. Ons het begin bid, ons het as gemeente, ons het 'n deernaggebedstyd gehad onlangs, ons het God begin soek dat die
Gees van God en sy invloed en sy beweging in ons gemeente sal verdiep, dat dit ons sal transformeer, dat dit ons sal kom verander as mense, en dat God die doel vir ons as gemeente, deur ons lewens sal bereik, ons identiteit as gemeente, ons kultuur as gemeente, en om ons bekwaam te maak, om as gemeente sy wil vir ons in Upington te vervul, en ons weet dit, soos wat God in ons werk as gemeente, is hy ook besig om deur ons te werk in die lewens van ander, wat ook kan deelneem en hoor wat God by ons kom doen. Maar om dit te doen, wil die Heilige Gees die dinge uit die weg ruim, wat hom blus, wat sy teenwoordigheid beperk in ons lewens, maar ook in ons dienste. En so ons verlange is om soveel dinge uit die weg te ruim, wat hom blokkeer, sodat hy vrylik kan vloei, kan beweeg, soos wat God wil beweeg, elke week wanneer ons saamkom, maar ook in ons lewens, waar ons wandel en waar ons woon in die week wat kom. Elke keer, wanneer die Heilige Gees wil beweeg in 'n gemeente, wanneer hy in krag wil kom beweeg, gedurende aanbidding en in eenheid, om herlewing binne in die harte van sy mense te bring. Elke keer gaan die vyand met 'n teenaanval kom teen dit wat God se Gees doen. Elke keer wat God se Gees in jou lewe wil beweeg, gaan die vyand met 'n teenaanval kom, en elke keer wat die Gees van God in 'n gemeente wil beweeg, gaan die vyand ook met 'n teenaanval kom. En daarom waarsku God se woord vir ons om nie onbewus van sy planne te wees nie. En ek sal vir u wys, Paulus praat hier van in 2 Korintiërs 2 en vers 11, en hy sê vir ons die volgende: ons is met sy planne nie onbekend nie. Ons is met sy planne, dit was 2000 jaar gelede, toe Paulus die woorde neergeskryf het. Die vyand is al besig van die begin van tyd om die Gees van God te weerstaan in die lewens van mense. Maar vandag gaan ons begin in hierdie deel 2, wat ek dink 'n paar weke gaan vat, maar ons gaan begin om van daardie planne te ontbloot. En ek wil eerlik wees, ek dink julle ken my goed genoeg as gemeente om te weet, ek is nie die tipe ou wat die duiwel agter elke bos gaan vind nie. Maar ek glo vas dat vandat ek begin voorberei het om hierdie reeks met die Heilige Gees met die gemeente te doen, het ek soos nog nooit begin worstel met pyn in my liggaam nie. Ek wil vir u dankie sê vir u gebede. Vir u dankie sê vir u ondersteuning daarin. Die afgelope paar weke was vir my so moeilik, soveel pyn. En van julle kan vereenselwig dan, en van julle het al dieselfde ervaringe gehad, en in November is die geval, dan gaan ek 'n specialist sien, en dan gaan ons bietjie dieper kyk in die probleem, en wat die geval mag wees. Maar ek kan nie glo dat ek vir so lank oor soveel tyd pyn gehad het nie, maar dit was in hierdie selfde tyd, wat ek besig is om net God se gesig te soek oor die Heilige Gees vir ons as kerk. Ek is nie onbekend by die planne van die vyand nie. En vandag, in Engels het ons hierdie gesegde, ek hoop dit klink respekvol in die kerk, maar in Engels het ons hierdie gesegde, wanneer ons iets gaan doen, en bevestig ons gaan dit doen, dan het ons gesê, come hell or high water, nee. So, come hell or high water, gaan ek vanoggend begin van die vyand se planne te ontbloot. Want hy is ontwapen. Die woord sê vir ons, hy is ontwapen. So ons gaan sy planne ontbloot, om sy krag weg te neem, sodat die Gees van God kan werk in ons lewens en gemeente. Amen. En dit is die genade van God, dat ek hier kan staan en dit saam met jou kan beleef vanoggend. Ek het 'n sosiale eksperiment gedoen. Wie het al gehoor van sosiale eksperimente? Het jy al gehoor, ek het nou die dag te sien, ek 'n pastoor of twee, hulle het 'n sosiale eksperimente met ChatGPT gedoen. Ons het onlangs met ChatGPT begin praat, en pastoor het gesê, hy het ingetik en vir ChatGPT gevra, dat as ChatGPT die duiwel was, hoe sou hy byvoorbeeld 'n huwelik opbreek? Die antwoord is baie interessant.
'n ander pastoor het 'n sosiale eksperiment gedoen en gesê, as ChatGPT die duiwel was, hoe sou hy mense in die kerk weerhou van dit wat God in hulle lewe wil doen? En daar's sulke sosiale eksperimente wat mense al gedoen het. So ek het 'n sosiale eksperiment gaan doen. En ek het geluister, ons sekretaris-generaal pastoor Nier Pelser het onlangs bietjie met ons gesels oor die waarde van ChatGPT en ek het so 'n rukkie terug al, nog voordat ek siek geword het ek gaan intik en ek het vir ChatGPT die volgende gevra. As jy die duiwel was, hoe sou jy 'n kerk weerhou om die Heilige Gees te ervaar? Soos wat die skrif ons sê, hy wil beweeg in die kerk. En wat sou die skriftelike reaksie daartoe wees? Nou, ek weet nie of jy so nuuskierig soos ek is nie, maar ek was so nuuskierig om uit te vind wat ChatGPT sou uitspoeg, en ek gaan dit vir jou los om te toets, wat die antwoord was tot daardie sosiale eksperiment. En ek wil vir iets lees vanoggend. ChatGPT sê vir my toe die volgende, en jy kan gerus reageer hierop as jy dink dat dit enigstens waar kan wees. ChatGPT sê vir my die volgende, as ek die duiwel was, en ek wou die Gees van God weerhou daarvan om te beweeg in gemeente, of in 'n gelowige se lewe, sal ek eerstens afleidings begin skep om die gemeente besig te hou met aktiwiteite. My taktiek sal wees om soveel planne op hulle kalender te sit as moontlik, geleenthede en eindelose komitees besig te hou, prestasiegedrewe statistieke na te gaan en om persoonlike aanstoot en argumente onder mense te skep. ChatGPT se antwoord. Kom ek vra jou eerlik, dink jy vandag ons as mense is te besig? Ons is baie te besig. Dink jy dat onder ons as mense daar baie keer aanstoot en onnodige argumente plaasvind? Kan dit wees dat om die Gees van God te blus in ons gemeente, dat die vyand so subtiel begin werk in ons lewens, dat ons nie dadelik kan agterkom dat dit 'n teenkanting, 'n geestelike teenkanting teen die kerk is nie, maar ons dink dit is maar net deel van ons alledaagse lewe. En ons is so onbewus, terwyl die Gees van God geblus word in ons midde. My vraag op hierdie antwoord sou eerstens wees, hoe sou ons moet reageer as dit is wat die vyand dalk sou wou doen in 'n gemeente? En ek wil die volgende met jou deel. Ek dink vir ons as gemeente, om die Gees te ervaar, soos wat Jesus wil hê ons sy Gees moet ervaar, moet ons begin om ons geestelike ritmes te prioritiseer. Ons geestelike ritmes bo eindelose aktiwiteite. Met ander woorde, my geestelike dissiplines, tyd in die woord, tyd in gebed, tyd in aanbidding, moet altyd belangriker wees as die ander belangrike dinge in my lewe. My tyd met Jesus moet altyd belangriker wees as my tyd met mense, met die werk, met my verantwoordelikhede, met my aktiwiteite, want as ek nie by Jesus was, hoe gaan ek deur 'n dag? Hoe kom ek deur 'n dag? Ek weet nie van jou nie, maar vir my is dit so waar. As ek 'n oggend opgestaan het en ek het tyd met Jesus spandeer, dan is die hele atmosfeer van my dag anders as die dae wat ek nie tyd met Jesus spandeer het nie. En ons kan so besig raak, en ek weet vir geestelike leiers is dit ook waar, met die dinge van God, dat ons nie eers meer by die
God van die dinge uitkom nie. So die eerste ding wat ek en jy gaan doen na vanoggend is, ons gaan onsself en ons geestelike ritmes moet begin evalueer en onsself vra, spandeer ek nog tyd met God? Lees ek nog my Bybel? Laat ek die woord nog toe om in te kom en my te verander, my te voed en my te verander en my te transformeer, dat ek meer en meer soos Jesus sal lyk. Van die doel van God se Gees, een van die primêre doel van die Heilige Gees is om Jesus te verheerlik. Ons het dit onlangs gelees. So wanneer die verheerliking van Jesus begin verminder in my lewe, is daar 'n blokkasie tot die Gees. En partykeer is die besigheid van elke dag, die dinge wat hom blokkeer, nie omdat daai dinge nie belangrik is nie, maar omdat ons dit doen ten koste van ons geestelike ritmes, ons geestelike dissipline. Daar is niemand en niks in jou lewe wat jy liever moet hê as Jesus nie. Jy moet Jesus die liefste hê. Hy is hy jou tweede liefde of is hy jou eerste liefde? Hy moet my eerste liefde wees. Vir die wat getroud is, jy moet weet, ek het al gesê met Chantal is my tweede liefde. Jesus is my eerste liefde. Jesus is haar eerste liefde en ek is haar tweede liefde. Ek moet altyd weet dat sy Jesus liever het as wat sy my het. Om 'n goeie man te wees vir jou vrou, is om Jesus liever te hê as wat jy het. Want dan sal jy haar reg lief hê. Sal met jou kinders, sal met jou verantwoordelikhede in die gemeenskap, by die werk, alles hang en wentel rondom wat Jesus vir jou beteken. En hy wil eerste wees. En iemand het dit so gestel. God sal altyd eerste wees. Al maak ons hom nie eerste nie, sal hy altyd eerste wees. Hy sal nooit skik vir tweede plek in my lewe nie. Die vyand weet dit. En die vyand wil my stop om in geestelike ritme te funksioneer, waar ek elke dag gedissiplineerd in tyd met Jesus spandeer. Partykeer moet ons kalender begin sny. Om in geestelike ritme te kom, moet ons die waarde van die onderlinge byeenkoms van gelowiges weer begin nakom. Ons moet die waarde van om saam te kom Sondag, die dag van die Here, waarvan ons lees in Handelinge, na te kom, om saam te kom, omdat ons God eerbiedigende, wanneer die vyand ons weerhou daarvan om saam te kom, en ons kan soveel redes uitdink. Weet, ons weet, ons het absolute medelee met mense wat siek is, mense wat weg is, maar kom ons wees eerlik, as ek eerlik is, kan ek vir jou sê, dat 25 jaar van my bediening was daar tye, dat ek net nie lus gevoel het om kerk toe te gaan nie. En dit is so maklik, as jy 1 week mis, vir die vyand, om net in jou oor te fluister, jy kan sonder dit klaar, jy het nie nodig om elke week daar te wees nie. Jy sien, wanneer jy jouself op 'n dag ver van God vind, is dit nie omdat jy oornag daar opgeëindig het nie, maar jy het weggedryf, stadig, maar seker, dis soos 'n geestelike erosie wat plaasvind. As jy so deur die land ry, en jy kyk na plekke waar riviere was, en jy sien hoe droog dit is, daai rivier het nie oornag opgedroog nie. Dit het met tyd begin om op te droog, tot op die punt waar daar niks meer riviere is nie. En net so gebeur dit, dat ons stadig wegdryf, wanneer die vyand ons oortuig, ons het nie nodig om elke dag te bid nie, jy het nie nodig om elke dag God te aanbid nie, jy het nie nodig om te vas nie, jy het nie nodig om jou Bybel te lees nie, jy ken jou Bybel redelik goed, en jy het beslis nie nodig om met ander gelowiges saam te kom nie, want geestelik is jy okay. Dis die leuen. Dis die leuen, wat hy gebruik om ons in isolasie te hou. Maar die onderlinge byeenkoms, wanneer ons dit as gelowiges beskerm,
en bewaar. Gesamentlike gebedstyd. Ons gaan meer hieroor praat in die weke wat kom. Dwing dit ons om die volgende vraag te vra vanoggend. Verdiep hierdie verantwoordelikhede wat ek het, wat my so besig hou elke dag, verdiep dit my heiligheid en afhanklikheid van God, of neem dit iets daarvan weg. Kom ek lees net wat sê Spreuke 4, vers 23 tot 27. Spreuke sê, bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word. Beskerm jou hart die meeste. Jy moet na jou hart die meeste omsien, uit alles wat waarde het in jou lewe, uit alles wat beskerming moet geniet in jou lewe, moet jou hart die meeste beskerming geniet. Die woord sê vir ons hoekom, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Dit gaan die rigting van jou lewe bepaal. Verwyder van jou die valsheid van mond, hou ver van jou af die verkeerdheid van lippe, laat jou oë reguit kyk. Nie al die afleidings, al die dinge wat jy so besig hou, en jy wonder baie, ek is so besig, maar ek is steeds so onproduktief. Ek is so besig, maar ek groei nie geestelik nie. Die skrywer sê vir ons, laat ons oë reguit kyk, en jou ooglede, hulle reg voor jou uithou. Maak die pad van jou voet gelyk, en laat al jou weer vas wees. Wyk nie regs of links af nie, hou jou voet ver van boosheid. Dis hoe ons die teenaanval van die vyand, om die gees te blus in ons lewens kan weerstaan, is om weer in geestelike ritme te kom, en na die belange van ons hart om te sien. Die vraag wat ek vanoggend vir jou wil vra is, en ek dink ek en Hendrik, Chris, ons het al hiervan gepraat by die kantoor, ek dink op 'n dag toe sê Hendrik vir ons, sal dit nie 'n interessante vraag wees om iemand in die mall te vra, omdat ons amper op autopilot is wanneer ons mekaar in die mall sien. Hoe gaan met jou? Dit gaan goed, dankie. Wat doen jy vandag? En ons almal gaan op ons pad. Maar dis 'n hele ander saak as jy vir iemand moes vra. Dis lekker om jou te sien, maar is dit wel met jou siel? Is dit wel met jou siel? En so ek het vanoggend 5 punte voorberei, maar ek gaan hier breek vandag. En as die Here wil, sal ons volgende keer aangaan. Ek gaan hier breek en ek wil jou vra om op hierdie tema saam met my te bid, om te weet dat die vyand afleidings gaan gebruik om ons oë van Jesus af te hou. Ek glo nog in Jesus, ek is lief vir Jesus, ek geniet Jesus, maar ek is so besig met ander dinge. Dis 'n strategie wat ons vanoggend ontbloot. Die afleidings van die lewe. In die gelykenis van die saaier praat Jesus ook hiervan. Dis hoe die vyand kom en die saad wat gesaai was, kom en neem hy weg. Hy vat ons fokus weg. Dink net aan, kom ek sluit af met die gedagte, dink net aan die dag toe jy jou hart opreg vir God die eerste keer gegee het. Dink net aan hoe jy hom ervaar het. Onthou jy nog daai dag? Onthou jy hoe jy verander het? Onthou jy wat aan die binnekant van jou hart gebeur het toe jy weergebore was en Jesus jou gered het? Onthou jy dit? Onthou jy in daai oomblik het dit gevoel asof jy vir God kon sê, Here, dit maak nie saak wat U van my vra of waartoe U my roep nie, ek sal gehoorsaam wees, ek sal dit doen, Here. As U sê gaan nou vorentoe, dan sal ek. As U sê stop nou, dan sal ek. As U sê draai links hier, dan sal ek dit doen. Ek wil net U gehoorsaam, ek het U so lief, ek waardeer my redding, ek waardeer die kruis so baie. Is dit moontlik dat in die besigheid van elke dag het ons vergeet van hoe kosbaar dit was dat hy ons gered het. En dat ek om my lewe skuld. Ek skuld om my lewe. Ek kan heeldag
dankie sê, maar daar is geen dankie soos my lewe nie, wat die bewyse word van hoeveel ek hom waardeer nie. Is ons daar? Is hy ons eerste liefde? En ek luister baie na wat geestelike leiers oor herlewing sê, en ek was onlangs eerlik met u, wanneer iemand vir my sê, herlewing gaan op 'n spesifieke dorp, of in 'n spesifieke plek, of in 'n spesifieke land of stad plaasvind, ek hou nie daarvan nie, want ek dink nie dis hoe God se gees werk nie. Ek glo daar kan herlewing, daar kan goed op plekke plaasvind, maar God se gees werk wêreldwyd met mense se harte. Mense dink baie keer God se gees werk net op een plek, dan verkoop hulle alles en trek na 'n plek toe, en dink dit is die plek. Dis nie die plek nie, dis die gees. Ons het die gees hier ook. Dieselfde gees wat in Azusa Straat was, in geskiedenis van die kerk, is vanoggend in Appington hier binne by ons, en in elke gemeente, wie se hart oop is tot God se gees, is die gees daar. Maar die herlewing wat God vir ons soek, dis nie 'n plek ding nie, dis 'n hart ding. Dis vir harte. Wanneer ons sien dit breek so uit op plekke in die wêreld, is dit omdat mense in daardie plekke se harte begin belyn geword het met dit wat God wil doen. En wanneer hulle harte in lyn gekom het God se gees vrymoedigheid gehad om uit te breek en om verandering te bring na gemeentes. So ja, wanneer iemand sê, kan herlewing by ons begin, dit kan absoluut by ons begin, maar dit gaan nie by ons eindig nie, dit gaan nie 'n plek ding wees nie, dit gaan 'n hart ding wees. Dit gaan oorspoel van jou lewe af aan die persoon met wie jy werk. Dit gaan oorspoel van jou lewe af na jou broer en jou suster toe. Wat gaan gebeur wanneer ek nader aan God kom en nader aan sy liefde vir my, is ek gaan my broers en susters ook lief begin kry. Want hy het 'n diep liefde vir ons. So die vyand is baie subtiel. Kom ons skep onnodige argumente, kom ons gee mekaar aanstoot, kom ons maak seker dat ons stryd teen vlees en bloed is. Nie teen die owerhede nie teen die duisternis en die magte nie, maar teen mekaar. As ons net kan besig hou, dan kan hy die gees blok en al die mooi dinge wat God vir ons toon, kan verlore gaan in die proses. So hier is die uitdaging vir ons vandag, is my hart belyn met hom, met my broer, met my suster. Is my hart reg? Is dit wel met jou siel? En as ons as gemeente, as ons kan bid, en ek dink dis wat ons moet doen nou, is om te bid, want ek het gevoel, ek het baie kort, net 'n kort gefokuste gebed, dat ons net gefokus sal word weer God se gees en wie Jesus is in ons lewens. As ons gesamentlik hierdie gebed sal bid, uit ons hart uit, met opregtheid sal bid, is dit 'n goeie wegspringplek vir ons, om die vyand te weerstaan, sodat die gees van God vrylik kan beweeg, en dan in die week, te gaan en my ritmes te evalueer. Wat is my ritmes? Waaruit bestaan my dag? En waar is Jesus? Is daar tyd vir Jesus? Moet ek Jesus in kalender? Jy weet, ek het al die ander dinge, en as ek tyd het, dan gaan ek tyd met Jesus spandeer, of werk jou dag so, dat jy tyd met Jesus gaan spandeer, en dan die res van jou dag gaan in kalender. Hy wil eerste wees. Die eerste liefde. Die tweede liefde nie, die derde liefde, die eerste liefde, die vuur, die passie van jou hart, die liefhebber van jou siel, en alles is wat hy wil wees. En ek weet, soos ek het sê vanoggend, van ons hier so vanuit, ek weet ons bol oor met opgewondenheid vir wat God se gees kan doen in ons harte, en dit is een keuse weg, dit is net een besluit weg daarvan, om te sê, Here, dit is alles of niks, ek gaan myself evalueer, my lewe evalueer, en ek gaan nie eerste sit, come hell or high water, ek gaan nie eerste sit. En daarom wil ek saam met jou bid vanoggend, excuse, en terwyl ons so sit, wil ek jou vraag met jou oor met my vir toe te maak, ek gaan net pause by punt 1 vandag, ons kyk hoe ver ons kom, in die weke wat kom, ek het omtrent
En hierdie tema, ek het so 15 punte, ek het 5 voorberei vir vanoggend, ek het net ingedeel, maar dit is genoeg vir die dag. Kom ons sluit dit ons oor vir 'n oomblik. Ek wil hê jy moet saam met my, uit jou hart uit opregtheid uit, wil ek jy net saam met my vanoggend hierdie kort gebed bid en sê, Heilige Gees, help my om op U gefokus te bly. Help my, Heilige Gees, om op U gefokus te bly. Verwyder die afleidings in my lewe, wat my weerhou daarvan om U stem te hoor. Verwyder die afleidings. Miskien waar ons sit vanoggend, kom ons doen iets anders. Net waar jy sit, wil ek jy net die persoon wat langs jou is, sy hand vat. Net die persoon wat langs jou sy hand vat in die ry, as jy langs 2 mense sit, vat iemand sy hand aan albei kante van waar jy sit, en albei persone sy hand vat. Ek wil jy moet dieselfde gebed vir jou broer en vir jou suster met opregtheid bid. Heilige Gees, help my broer, help my suster om gefokus te bly. En Here, wys vir hulle al die afleidings wat hulle weerhou om U stem te hoor. Neem jy die afleidings weg, Here. Ons bid dit vir mekaar vanoggend. En Here, wanneer ons hierdie dinge bid vandag met absolute afhanklikheid van U, wil ons vir U vra, Heilige Gees, om ons hiermee te help. Help ons om ons daaglikse ritmes te evalueer, sodat U regtig eerste is. Dat ons as gemeente, Here, dat U ons eerste liefde altyd sal bly. Die vuur van ons harte, die passie van ons lewens. Niemand behalwe Jesus nie. So dit gesin vanoggend, Jesus Messiah, name above all names. Wees eerste, Here. Messias, redder, wees eerste in ons lewe. Help ons, Here, met ons kalender. Help ons met ons ritmes. Help ons met die afleidings van die lewe. Help ons om die onnodige uit die weg te ruim, dat U Gees vrylik kan beweeg, vrylik kan vloei. As daar onnodige argumente is, Here het gesê, salig is die vredemakers. Al is ons nie verkeerd nie, help ons om na vrede te streef. Sodat die vyand nie 'n voet op plek het nie. Onnodige argumente, Here, aanstoot, waar mense teen mense op besig hou, sodat ons sal vergeet, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie. Wat wys vir ons, Here, en help ons om dan die minste te wees, om vredemakers te wees, om te vergewe, om vergifnis ook te ontvang, soos ons dit ook gee. Die vyand nie 'n plek sal hê nie, want U het gesê, deur dit sal die wêreld weet, ons is U disippels. Dis nie hoe oulik ons ligte was nie, hoe mooi die kerk gelyk het nie, maar ons liefde vir mekaar. Ons wil daar wees, Here. En ons wil vra, Heilige Gees, dat wanneer ons hierdie gedagte van vanoggend begin toepas, vandag in ons gebed nou, maar ook in hoe ons lewenskalender, Here, dat U Gees met vrymoedigheid sal begin beweeg soos nog nooit tevore nie, Here. Dis ons hartesgemeente. Kom en breek uit in ons gemeente, Here. Kom en waai wind in hierdie gemeente. Waai die harte en lewens en kom doen dit wat net U kan doen, dit wat onmoontlik by die mens is, Here.
maar by God moontlik is. Ons glo U vir genesing, ons glo U vir bevryding, ons glo U vir redding, ons glo U vir voorsiening, Here, dat die Gees kom en beweeg onder ons. Ons bid dit in Jesus naam, Jesus alleen. Amen. Amen, Here.